Welkom by nog 'n safari tafel. Vandag gaan ek vir julle wys om 2 geregte te maak met 1 snit. Ons is gelukkig genoeg gewees om 'n fantastiese eland rugstring in die hande te kry. Julle kan sien, daar's 'n klein deeltjie van hom, maar kan julle dink hoe groot is hy as jy die hele een sien. Dit hoef glad nie eland te wees nie, dit werk fantasties om met enige rugstring wat jy in die hande kan kry van enige wild. Die eland werk net lekker, hy is lekker groot. So vir een van die disse wat ons doen, is altyd 'n mooi snit om te gebruik. Ek wil onmiddellik begin en vir julle die eerste een wys wat ons gaan doen. 'n Eland schnitzel. Wie hou nie van 'n schnitzel nie. Ek moet sê 'n schnitzel met 'n goeie kaassousie is seker daarom nie goed wat almal onthou van hulle kinderdae. Ons het so vandag net 'n klein bietjie anders te wees, maak 'n klein bietjie meer gesofistikeerd. So baie eenvoudig ons doen dit is ons het die rugstring baie dun gesny, ons het hom 'n klein bietjie uitgekap en toe het ons hom gekrummel met broodkrummels, eier, meel en ek het 'n klein bietjie gemaalde komynsaad bygesit. Natuurlik saam met sout en peper. Ek het hom net een keer gekrummel, ek wil nie hê dit moet te dik wees dat jy net broodkrummels doen nie. Daai krummel is eintlik net daar vir 'n klein bietjie brosheid om dit in die dis in te bring. Ons gaan dit bedien saam met 'n klein bietjie truffel mayonnaise en ook natuurlik 'n bietjie suurlemoen, want geen schnitzel sal vermaak wees sonder daai vars 'n drupsel suurlemoensap nie. Ek het olie op die stoof, jy kan definitief ook as jy 'n diep braaier by die huis het, 'n diep braaier gebruik. Goeie temperatuur om jou schnitzel in te braai is gewoonlik so 160 grade. Jy wil nie hy moet te vinnig bruin word nie. Anders dan gaan hy brand aan die buitekant, maar dalk in die middel nog rou wees. En dieselfde wil jy nie hê die olie moet te koud wees nie, anders dan gaan jy 'n pap schnitzel in die hande kry. As jy nie 'n diep braaier het nie, dan kan jy hom toets, kyk of die olie warm genoeg is. Daar is baie mooi, jy kan sien, hy is nie te warm nie. Omdat ons schnitzel so dun gesny is en net een keer gekrummel is, kan jy oomblik wanneer jy baie mooi bros, ligbruin kleur begin kry, dan is jou schnitzel reg. Dit behoort nie langer as 2 tot 3 minute te neem nie. Solank ons 'n klein bietjie papertaal, papier vet neergesit, as jy hom uithaal net vir daai ekses olie. En dan gaan ons hom bedien soos ek gesê het saam met die truffel mayonnaise en saam met 'n vars suurlemoen. Ons sny so lank die suurlemoen terwyl ons wag. Ietsie kleins, maar dit maak tog so groot verskil vir jou gaste en dit sal definitief vir jouself ook maak. Klink miskien snaaks, maar die regte manier om 'n suurlemoenskyfie te sny. Dis maar seker jy sny al 2 punte af, sodat jou gas 'n lekker plek het sodat jou vingers wil mee te druk. En sny die boonste randjie af, sodat jy klaar alles oop maak, dat jou sap maklik kan uitloop. Baie mooi brosbrei en ons net genoeg olie. Ons gaan ook vandag se schnitzel meer as 'n klein vingerhappie bedien en nie noodwendig as 'n individuele groot porsie nie. Maak my seker jy kry 'n mooi tang en jy sal sien, daar's maar holtes waar die olie nie altyd bykom nie. Maak seker jy kry oorste baie mooi brosbruin. Ek wil net soos wat uit die pan gekom het, 'n klein bietjie vars soutvlokkies gee. Ons gaan hom net laat afkoel vir 'n minuut. Ons suurlemoen is gesny, ons mayonnaise is reg. Ons bord is reg gepak om op te sit. % deurgehaar, selfs nog 'n klein tusseltjie van pink daar, presies wat jy wil hê. Ek wil baie halsig wees en daai klein stukkie prookpesto warm net besef te maak, die geursel is reg.
Jy's baie honger oor wat vir my kyk terwyl ek dit doen. Ek is self baie lus om een op te tel om te eet. Kom, so een of twee sielemuutstukke daar. Daar is ons eerste dis wat ons gemaak het met ons eland. En dit is 'n schnitzel met 'n klein bietjie truffel mayonaise en 'n klein druppel sielemuutsap wat jy gaan bysit. Dit lyk fantasties. Okay julle, ons tweede dis wat ons gaan aanpak vandag, wat ons van ons eland rugstring afgekry het, is 'n tartaar. Nou tartaar klink vir baie mense of dit iets is wat hulle glad nie wil doen nie, rou vleis. Rou vleis. Mense, dit is een van die beste disse wat jy ooit in jou lewe gaan eet. Een van die heel belangrikste goed is die tartaar sny met enige rou produk. Dit gaan oor die grootte van die stuk vleis wat jy in jou mond sit. Dit is 'n tekstuurgedrewe ding, ongelooflik baie. So, weer eens, dieselfde stuk wat ons gesny het vir ons schnitzel, baie dun, het ons in 'n baie dun reepie gesny. En wat ons met die dun reepies gaan doen is, ons gaan die dun reepies in 'n baie klein blokkies sny. Wees versigtig, moet dit nie in 'n minser sit nie, want dan raak dit ook te fyn. So dit is 'n baie, soos ek gesê het, dit is 'n baie tekstuurgedrewe stukkie vleis wat jy gaan eet. En dit het baie te doen met die smaak wat jy op die einde van die dag uit jou tartaar uit gaan kry. So, lekker skerp mes, en maak seker daai blokkies is lekker klein gesny. Ons gaan ook vandag nie die tradisionele Franse tartaar doen waar ons rou eier gaan opgooi nie. Maar ons gaan eerder 'n klein bietjie na Asië toe gaan vandag. En ons gaan 'n tartaar doen wat vol geure is van sojasous, suurlemoensap, die soet-suur smake. Daar's 'n klein bietjie sesame seed saad in. En dan gaan ons ook daarby sit avokado peer wat ons met klein gesny klein blokkies. Ons tartaar. Definitief 'n stukkie van ons rooi ei. So ongelooflik 'n maklike dis om te maak. Dit gaan vinnig. En natuurlik definitief fantasties lig en 'n goeie pasmaat as jy 'n paar fantastiese interessante vingerhappies soek om vir jou gaste te bedien. Jy sal sien hierdie eie wat natuurlik nou hier lê is die brosgeit wat in hierdie dis inkom, want al die ander geure is baie sag. Dan soos ek gesê het, ons het 'n klein bietjie van 'n sous gemaak. Ons het sojasous bygesit, daar's sesame saad by, daar's 'n klein bietjie pickled ginger. Ek wil tog 'n klein bietjie romerigheid by die dis bring. Daarso is 'n klein bietjie Japaneese of Kewpie mayonnaise wat ons bygesit het. Ek dink definitief daar kort 'n klein bietjie van 'n hitte. So ons het 'n spesery hierso, 'n klein bietjie chili en lime zest, koriander. Dit gaan definitief iets wees wat in jou mond gaan ontplof. Dus dan sien ek het nog geen sout bygesit nie. Ek wil eers die hele dis proe, omdat die sousie wat ek bygesit het met die sojasous, het ook definitief daai sout content by. Hier gaan definitief een van die geregte wees wat die meeste gepraat geword by jou partytjie. Julle, daar het julle die tweede dis wat ons gemaak het met ons eland rugstring. Dit is ons tartaar, dit klein bietjie oosterse geure in. Geniet dit.